Baie dankie dat jy by ons aangesluit het vir hierdie aanlyn erediens waar ons op 'n wonderlike manier oor 'n klomp plekke saam wêreldwyd by mekaar kan wees. Kom ons gebruik 'n paar oomblikke dan word ons stil voordat ons bietjie saam dink oor 'n teks. Here, dankie dat ons in hierdie lydenstyd kan bewus wees van u pad in die woestyn, u leiding in ons plek. Wil jy gee dat ons, wanneer ons net oor die Bybel lees, die altyd sal vra, hoe leef ek dit? Hoe lyk dit wanneer ek tussen ander mense op hierdie aarde leef? Amen. Die Wêreld Ekonomiese Forum identifiseer misinformasie en disinformasie in hulle Global Risk Report in 2025 as een van die grootste, indien nie die grootste risikofaktore in die volgende tyd. En dis globale risiko. En hulle verwys na 3 goed wat hulle voel op die ou end burgerlike onrustigheid kan bring, wat gemeenskappe en samelewings uitmekaar uit kan skeer, en wat selfs demokratiese prosesse kan belemmer. En dit is kunsmatige intelligensie of informasie wat kunsmatig na mense toe kom. Hulle praat van sintetiese inhoud, synthetic content, met ander woorde inhoud wat bymekaar gevoeg word op 'n sintetiese manier en net bymekaar gesit word en weer gegee word, en dan natuurlik die manipulasie van informasie en informasiesisteme. En ek praat met iemand wat kommunikasie direkteur is in 'n maatskappy die afgelope paar weke, en die persoon vertel my dat dit regtig 'n krisis is ook in hoe mens kommunikeer oor wat jy doen, wie jy is, maar ook oor mense in die besigheid. Wanneer die persoon vertel, daar's 'n baie belangrike persoon in die besigheid wat op 'n sosiale media post, is die persoon gelys, en dan net langs dit, net dat jy dit kan sien, is daar dan slegte inligting oor die persoon gedeel. Dit het niks met mekaar te doen nie, so niemand kan aangekla word nie, maar die feit dat mense dit by mekaar sien, laat mense konklusies maak, en hulle moes 'n klomp materiaals in plek kry om die persoon se reputasie te beskerm en 'n klomp moeilike goed te hanteer wat nie eens waar is nie. Ja, ek weet jy vra elke tweede vraag vir AI, en ek weet hoe baie dat jou help. Maar die vraag is, hoe weet ek en jy dit wat ons dink waar is, regtig waar is? Dit wat ons sien, dit wat ons hoor, hoe weet ons deesdae dat dit waar is? Ons tema vir die jaar, geloof wat leef, wil ons die Jakobusbrief gebruik, en vanoggend die tekste in Jakobus wat gaan oor wysheid. En die vraag is, hoe weet ek wat is waar en wat is nie waar, en hoe pas ek dit dan op 'n wyse manier toe? En eintlik is die uitdaging wyse onderskeiding as Christene in hierdie wêreld waarin ons leef. En ek dink wanneer ons praat oor wysheid, moet ons miskien net een onderskeid maak voordat ons die teks ook lees, en te sê daar's 'n verskil tussen kennis en wysheid. Kennis is informasie wat bymekaar gevoeg word, feite wat bymekaar gesit word. En daarmee is AI deesdae baie goed. Maar wysheid is om hierdie feite, hierdie kennis, te kan toepas. Ons homiletiek dosent in die kweekskool, wyle professor Bethel Miller, het altyd gesê, wysheid in die Bybel beteken die kuns van reg leef. Dis die kuns van reg leef. En wysheid is die vermoë, dink ek, om kennis en ons ervarings op 'n denkende manier en 'n manier van insig by mekaar te sit en toe te pas, waar dit weier gaan as dit wat jy net weet, maar dat jy dieper implikasies sal verstaan en kan toepas van jou aksies en van jou gedagtes. Op 'n Bybelse vlak, Spreuke 9 vers 10, gaan eintlik oor om God te vrees, om ontzag en eerbied vir God te hê. Die Engelse vertaling sê, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. In ons teks wat ons vandag lees,
sal ook daarby pas. So dit lyk vir my in my interaksie met mense en met besighede dat dit een van die grootste differentiasies gaan wees in die volgende tyd. Is hoe ons onderskei of iets waar is of nie waar is nie. En hoe ons dit dan toepas op 'n etiese en 'n wyse manier. Met al die inligting wat ons so maklik kan kry, gaan dit ons uitdaging wees. En dit die diferensieerder wees. En dit die ding wees, glo ek, wat ons geloof ons mee kan help. Hoe onderskei ek wat waar is en hoe pas ek dit toe? En ek dink Jakobus 1 en Jakobus 3 gaan ons daarmee help. So kom ons lees Jakobus 1, die opskrif is geloof en wysheid. Ek gaan net vers 5 tot 7 lees. En dan sal ek vir ons ook 'n stukkie uit Jakobus 3 lees. Jakobus 1 vers 5. As een van julle wysheid kort kom, moet hy dit van God bid en hy sal dit aan hom gee, want God gee aan almal sonder voorbehoud en sonder verwyte. Maar 'n mens moet gelowig bid en nie twyfel nie, want iemand wat twyfel is soos 'n brander in die see, wat deur die wind aangejaag en heen en weer gedryf word. Ek gaan later terugkom, maar hierdie gedeelte is gebou op die teologie van Paulus, wat men net sê, die Heilige Gees is die bron van wysheid. Dan Jakobus 3, vanaf vers 13. Is daar 'n wyse en verstandige mens onder julle? Dan moet hy dit toon deur sy goeie gedrag en deur dade wat van nederigheid en wysheid getuig. Terwyl daar bittere naaiwer en selfsug in julle harte is, moet julle nie daarmee spog dat julle wysheid het nie, want dan praat julle nie die waarheid nie. Die soort wysheid kom nie van bo nie, maar is aards, sinnelik, demonies. Want waar daar naaiwer en selfsug is, kom daar wanorde en allerhande gemeene dade. Maar die wysheid wat van bo kom is allereers sonder bybedoelings en verder is dit vredelievend, inskikkelik, bedagsaam, vol medelee en goeie vrugte, onpartydig, opreg. Hierdie wysheid bring jou in die regte verhouding met God en jy moet dit gebruik om vrede te maak. Net tot sover. So in hierdie teks onderskei Jakobus tussen wysheid wat van bo kom en aardse wysheid. En hy lys verskillende karaktereienskappe van hierdie twee wyshede. Wysheid van bo doen eintlik twee goed. Dit bring ons nader aan God en dit help ons om in vrede met mekaar te leef. En vers 13 is vir my die kern. Vers 13 praat van 'n nederigheid, 'n sagtheid, 'n afhanklikheid van God. Waar jy nie kompeteer vir status nie, waar jy sê ek leef sag, ek leef afhanklik, ek leef nederig. En dan vers 17 is daar dan 7 kwaliteite, 7 baie duidelike kwaliteite, en ons weet 7 is die heilige volmaakte getal, kwaliteite wat ons help om eintlik wys te lewe. Vers 17 word afgesluit met die praktiese uitlewing wat sê leef vol genade en dra goeie vrugte. En selfs Psalm 1 vriende wys al vir ons die metafoor van wysheid is soos 'n boom wat geplant is by 'n waterstroom, geanker in God en wat goeie vrugte dra op die regte tyd. So ek dink dit is nogal belangrik dat wysheid is nie in die eerste plek iets wat jy weet nie. Maar wysheid is eintlik wie jy is en hoe jy dan wie jy is prakties leef, uitleef, toepas. En ek dink as ons die teks verstaan en veral Jakobus 1 ons sê wysheid is iets wat God in ons geplaas word, dan is dit nie kennis wat ek het nie, dis wie ek is en hoe ek wie ek is leef. En Jakobus stel die vraag, wie onder julle is wys? En terwyl hy wag vir 'n antwoord wat dit hopelik bevestig, gee hy sommer die uitdaging en sê, bewys dit dan. Leef dit met julle goeie gedrag. Ek gaan vir julle 'n paar voorbeelde gee. So hy daag gelowiges uit om te leef met wysheid, my opinie, een van die grootste uitdagings van ons tyd. En die kern daarvan in vers 18 is, wysheid is om nader aan God te leef en goed en in vrede met mekaar om te gaan. Vers 18 sê, hierdie wysheid bring jou in die regte verhouding met God en jy moet dit gebruik om vrede te maak.
Daarom sê Jakobus 4 vers 18, nader tot God en hy sal tot jou nader. So wat beteken die soeke na hierdie hemelse wysheid prakties vir ons dag tot dag? Ek dink baie daaroor. Vir my vriende is hierdie die uitdaging om dat ons binnekante en ons buitekante vas aan mekaar sal wees wanneer ons leef. Klink dalk snaaks. Maar sien, daar is soveel uitdagings aan die buitekant met kunsmatige informasie, boodskappe, waarheid, onwaarheid, druk op ons ego, wie ons moet wees, wie ons verstel om te wees. En hierdie eksterne boodskappe ruk baie keer ons binnekant en ons buitekante weg van mekaar af. Skeer ons binnemens en ons buitemens weg van mekaar af. Ja, die voorbeeld is daai plek wat jy iets doen of iets sê om in te pas of om aanvaar te word, om saam te stem. Waar jy eintlik weet, dit het ek nou gesê, dit het ek nou gedoen het, dit waar ek nou stil gebly het, is nie wie ek is aan die binnekant nie. Dis as gevolg van die druk op my buitemens aan die buitekant. En interessant, as die teks verwys na integriteit en dit in verband gebring word met wysheid, dan hoor ons die woord integreer by integriteit. En integreer is eintlik die uitdaging van wysheid, dat ek en jy geïntegreerd kan lewe waar ons binnekant en ons buitekant vas is aan mekaar, dat ek met my binnemens dieselfde sal wees as my buitemens. Nou dan nie onderskeid is. En dis hoekom die integriteit van die informasie waarmee ons deesdae werk so belangrik is. So Jakobus 1 is 'n stukkie teks, soos ek gesê het, is eintlik gebou op die teologie van Paulus en dat die Heilige Gees die bron is, dat die Here vir ons deur die Heilige Gees geanker het in sy wysheid en dis deel van wie ons is. En dat wysheid ons wil help om ons die gawe van geloof te leef beter en beter en beter en meer toe te pas en meer toe te pas, om nader aan hom te kom. Sodat daar 'n nuwe lewe kan wees waar my binnemens en my buitemens geïntegreerd kan lewe. Dis die integriteit. Wysheid leef met integriteit en met kreatiwiteit. Met ander woorde dat ek altyd sal aanhou leer en aanhou soek en aanhou beweeg en dat ek kreatief myself kan wees aan die binne en aan die buitekant. Daarom ons vraag wat ons elke Sondag vra, hoe leef ek dit? Die eerste boodskap is wees eg tot jouself. Het gaan nie oor wat jy weet nie. Kennis. Wat kan jy deesdae vinnig by mekaar kry? Maar oor wie jy is. En God het deur die Heilige Gees jou iemand gemaak wat met wysheid en integriteit kan lewe. Dis wie jy is. Leef naby aan dit. Tweedens, die boodskap van 'n lewe van sagtheid, van nederigheid, van afhanklikheid van God. Met wat daai teks sê, met genade en goeie vrugte. En dan, as ons weer vers 17 bekyk, dink ek gee dit vir ons 'n paar baie praktiese goed. Daai 7, daai heilige volmaakte getal 7 kwaliteite wat gelys word. Die wysheid wat van bo kom, is allereers sonder bybedoelings. Waar leef jy dalk in 'n verhouding met bybedoelings? Gaan ondersoek dit. Vredelewend, waar moet jy gaan vrede maak? Inskikkelik. Dalk moet jy iewers meer inskikkelik teenoor iemand gaan leef, iemand bietjie nader trek al wil jy nie. Bedagsaam. Ervaar mense jou as bedagsaam. Vol medelee. Het jy nog medelee met die pyn wat rondom jou gaan, met mense vir wie daar kwaad is? Het jy nog medelee? Goeie vrugte. Gedink oor een goeie stukkie vrug wat jy kan gaan dra. Onpartydigheid. Dalk is daar iewers in 'n situasie waar jy kant gekies het, waar jy moet terugstaan en sê, ek gaan vir altyd van julle sorg. Julle kan dit uitsorteer. Ek is aan altyd se kant. En dan opregtheid is hierdie egtheid. In vers 18 sê, hierdie wysheid bring jou in die regte verhouding met God en jy moet dit gebruik om vrede te maak. Dalk is 'n praktiese ding vir hierdie 40 dae lydenstyd op pad na Paasfees dat jy vir jouself 'n gewoonte sal aanleer met vers 18 in gedagte om elke oggend
'n minuut met die Here te praat en sê, Here, ek bely, ek wil nader aan U kom. Ek wil nader aan U leef. Onthou, al hierdie kunsmatige intelligensie wat ons het, dis kennis. Dis nie wysheid nie. Ja, dit raak al hoe beter om toepassings te maak. Dit is so. Maar dit is altyd sonder siel. Ek en jy leef met God, met siel. En daarom kan ons altyd onderskei wat is waar en om die waarheid toe te pas. Ons leef met God, met siel. Ons word gebombardeer met informasie. Mag ons regtig onderskei, vriende, wat waar is en om hierdie waarheid met wysheid te leef. En ek bid regtig dat in die wêreld waarin ons leef van disinformasie en misinformasie, dat ek en jy wat sal doen, dit sal regkry, om aan ons binnekante te onderskei, wat is waar, en dit dan met wysheid te leef. Ek sê weer, my gebed is, dat in 'n wêreld met misinformasie en disinformasie, dat ek en jy dit sal regkry, om die waarheid diep in ons binnekant te onderskei, saam met die Heilige Gees, en dit dan met wysheid sal kan gaan leef. Amen. Kom ons gebruik 'n paar oomblikke van stilte terwyl ons luister na die geloofsbelijdenis en sommer net weer in ons harte bely wat ons glo. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde. En in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het. Wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Here, ons bely dat ons in U glo, ons vra dat U ons sal help om in hierdie wêreld waarin ons leef te kan onderskei wat is waar en wat is nie waar nie. En dit dan saam met U, met ons binnekante vas en ons buitekante, te kan gaan leef in hierdie wêreld, sodat die wêreld 'n plek sal wees en sal word waar daar waarheid is, want U is die weg, die waarheid en die lewe. Dat die wêreld 'n plek sal word waar ons eties kan onderskei en wys kan leef. Amen. Ontvang nou die seën van die Here en gaan in vrede. Mag die Vader jou lei en jou beskerm. Mag die Seun deur sy liefde en sy genade in jou woon en mag die Heilige Gees jou inspireer om altyd te kan onderskei wat is waar en dan iets daarvan met wysheid te kan gaan leef. Amen.